Goeiedag almal, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 59 tot 65 van die kompendium van die Katekismus van die Katholieke Kerk. Vraag 59. Wat het God geskep? Die Heilige Skrif sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, Genesis 1 vers 1. In haar geloofsbelijdenis verkondig die Kerk dat God die skepper is van alles wat sigbaar en onsigbaar is, van alle geestelike en stoffelike wesens, dit wil sê van die engele en van die sigbare wêreld en in besonder van die mens. Vraag 60. Wie is die engele? Die engele is suiwer geestelike skepsels, liggaamlose, onsigbare, onsterflike, persoonlike wesens wat met intelligensie en vrye wil bedeel is. Terwyl hulle God voortdurend van aangesig tot aangesig aanskou, verheerlik hulle hom, dien hulle hom en tree hulle op as sy boodskappers in die uitvoering van die heils- of verlossingssending vir alle mense. Vraag 61. Hoe is die engele aanwesig in die lewe van die kerk? Die kerk verenig haar met die engele om God te aanbid. Sy beroep haar op hul bystand en gedenk sommige van hulle in die liturgie. Sint Basilius die Grote het gesê, elke gelowige word deur 'n engel as beskermer en herder bygestaan om hom na die lewe te lei. Vraag 62. Wat leer die Heilige Skrif oor die skepping van die sigbare wêreld? Deur die skepingsverhaal van die 6 dae wil die Heilige Skrif ons die waarde van dit wat geskep is laat ken, asook die doel van die skepping, naamlik om God te prys en die mens te dien. Elke ding het sy bestaan aan God te danke, van wie hy sy goedheid en volmaaktheid, asook die wette van sy eie natuur en plek in die wêreld ontvang het. Vraag 63. Wat is die mens se plek in die skepping? Die mens is die toppunt van die sigbare skepping, omdat hy na die beeld en gelykenis van God geskep is. Vraag 64. Watter onderlinge verband bestaan daar tussen dit wat geskep is? God het dit so gewil, dat daar tussen al sy skepsels 'n afhanklikheid en rangorde bestaan. Terselfdertyd bestaan daar 'n eenheid en solidariteit tussen die skepsels, omdat hulle almal dieselfde skepper het, en almal deur hom bemin word en vir sy heerlikheid bestem is. Om die wette te eerbiedig wat ingeskryf staan in die skepping en die natuurlike verhoudinge tussen dinge te respekteer, is dan ook 'n beginsel van wysheid en die grondslag van moraliteit. Vraag 65. Wat is die verhouding tussen die skepingswerk en die verlossingswerk? Die skepingswerk vind sy hoogtepunt in die nog groter werk van die verlossing. Dit is trouwens so dat die nuwe skepping met die verlossingswerk begin het, waarin alles sy volle betekenis en voltooiing sal terugvind. As jy enige vrae het oor die Katholieke Kerk of iemand ken wat hulp nodig het in hulle reis na die kerk, moenie huiwer om na ons uit te reik op daardie e-posadres, via daardie e-posadres en daardie selfoonnommers. Die Here seën u.